Hallo, ek is Eddie Goldberg en jy is ingeskakel by AgriScoops, die middelpunt tussen die boer en die verbruiker. Ons gesels vandag oor die verbrakking van grond. Ons gesels met Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Revenza Next is 'n multinasjonale maatskappy wat biologiese oplossings bied vir produsente wat meer volhoubaar wil boer. Anders as meeste ander maatskappye is biologiese oplossings die fokus van Revenza Next. Die verbrakking van grond is een van die grootste uitdagings wat moderne landbou in die gesig staar. Tog word dit dikwels oor die hoof gesien. Grondverbrakking kan lei tot 'n verlies van grondvrugbaarheid, afname in opbrengste en bring voedselsekuriteit wêreldwyd in gedrang. Wat is grondverbrakking en hoe word dit gemeet? Die verbrakking van grond verwys na die aansameling van wateroplosbare soutte in die wortelsone en naby die grondoppervlak. Die mees algemene soutte wat met verbrakking assosieer word, sluit onder andere natrium, kalium, kalsium, magnesium en kloried in. Om te bepaal of 'n grond brak is, kyk ons na die elektriese geleidingsvermoë van 'n versadigde grondpasta ekstrak wat gemeet word in desisiemens per meter, of na die grond se weerstand wat gemeet word in ohm. Beide hierdie maatstawe gee vir ons 'n indikasie van die hoeveelheid soutte wat in die grond teenwoordig is. 'n Grond word as brak beskou wanneer die elektriese geleidingsvermoë van 'n versadigde grondpasta ekstrak 4 desisiemens per meter oorskry, of wanneer die weerstand minder as 300 ohms bereik. Hierdie drempelwaardes is krities belangrik omdat meeste gewasse by hierdie punt verliese in opbrengs ervaar. Sensitiewe gewasse kan selfs by laer vlakke geaffekteer word. Op watter manier beïnvloed grondverbrakking gewasproduksie? 'n Hoë konsentrasie van soutte verlaag die grondwaterpotensiaal wat dit moeiliker maak vir die plant om water op te neem. Plante ervaar wat ons noem 'n fisiologiese droogte, waar daar genoegsame water in die grond beskikbaar mag wees, maar die plant kan dit nie opneem nie. Dit lei daartoe dat huidmondjies toemaak, fotosintese verminder, groei beperk word en sodoende 'n verlaging in opbrengs tot gevolg kan hê. Sekere soutte, soos byvoorbeeld natrium en kloried, kan ook lei tot spesifieke ioontoksisiteit. Hierdie soutte kan plantselle binnendring en die normale funksie van die selle ontwrig. Natrium kan belangrike katione soos kalium en kalsium verplaas en sodoende kaliumafhanklike prosesse beïnvloed en membraanstabiliteit negatief affekteer. Wat van kloried? Kloried affekteer die opname van ander ione, soos nitraat, en kan lei tot veranderinge in die proteïensamestelling van die plant. Dit lei dikwels tot die ontwikkeling van geskroeide blaarrande, nekrose en voortydige blaarval. Volgende week kan ons meer gesels oor hoe brakheid ontstaan en Revenza Next se strategie om dit te bekamp. En dit was Carla Husselman. Sy is deel van die tegniese en bemarkingsspan by Revenza Next Sub-Sahara Afrika. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het.